Besef jy hoeveel gedagtes jy elke dag het? Nou, sielkinders sê, hulle reken so plus minus 4000 gedagtes. Nou, ons fout is, ons dink altyd aan die groot besluite. Maar eintlik gaan dit oor al die klein besluite, al die klein gedagtes wat jy elke dag maak, wat jou lewe vorm, wat jou doen bepaal, wat maak jy, wat 'n invloed in jou lewe het. So dis 'n baie groot ding. En nou sê hulle ook, 95% van die gedagtes wat jy vandag het jy gisteraan gedink. Net 95%. Jy dink nie aan nuwe goeders nie. En dis die hartseer, jy kan 'n gedagte van kind af hê, en maar daai gedagte deur jou hele lewe gaan. Nou sielkinders sê ook vir ons, en ek sien dit, dat 'n kind onder 11 glo 'n leuen baie maklik. Baie maklik, kom 'n leuen in sy hart en hy glo daai leuen en daai leuen loop die res van sy lewe, is deel van sy lewe en hy loop daar in sy lewe. En hy dink baie keer daaraan. En onderliggend, hy besef dit nie eers nie. Nou wat jou brein ook doen is, jou brein wil nie dink nie. So wat hy doen is, hy sit jou in 'n gewoonte. Jy doen dieselfde ding oor en oor. Dan sê ons, ja, ons het sulke slegte gewoontes en ek probeer uit hierdie gewoonte uitkom en ek kom net nie los daarvan nie. Hoe jy dit reg kry is om anderste te dink. Want onthou, dink, dan kom daar emosie, dan praat jy oor, dan doen jy dit. So as ek my gewoonte wil verander, moet ek die gedagte wat ek het anders te dink. Nou dink 'n oomblik aan, as hier nou 'n liter bottel vuil water is en ek gooi net elke dag 5% skoon water in. Ek vra vir ouens, dink hulle ooit of die water skoon sal word? En van hulle sê dit sal eintlik nooit skoon word nie, want dis te min verandering. Nou sê Johannes 'n mooi ding, hy sê ek moet minder word en hy moet meer word. So as jy regtig die water wil skoon hê, moet jy dit uitgooi. Jy moet daai water uitgooi en nuwe water inkry. En dis wat die Bybel sê, om toe te laat dat God van binne af met jou kan werk, dat daar verandering hier binne in jou kan wees. So jy moet minder word, dat God meer word. As jy net altyd 'n bietjie, dan is daar gedagtes wat jy vashou. 'n Ander ding wat ek ook sien, dat jy hou van die leuen. Jy hou van daai gedagte, jy glo is reg, en jy's amper bang om te laat gaan. Jy's amper bang, 'n vrees, wat gaan gebeur as ek nie meer so dink nie, dan loop jy met hierdie ding in jou hart, waar ek moet toelaat dat dit moet gaan. Nou, as die Here met ons praat oor gedagtes, is hy 'n goeie God. Hy is 'n baie goeie God. En hy help ons. Dan sê Johannes 14, Jesus sê, ek sê dit die hele tyd terwyl ek julle is. Hy sê, en wanneer die raadgewer, die helper, kan ook vertaal word, die Heilige Gees kom, wat die Vader in my naam sal stuur, sal hy julle in alle opsigte onderrig. En julle ook herinner na alles wat ek vir julle gesê het. So waar werk die Heilige Gees? Hy werk binne in my. Die Heilige Gees help my met my gedagtes. Die Heilige Gees help my met wie ek is. Dat ek die waarheid sal hoor, die waarheid sal glo, oor myself, oor ander mense, oor my omstandighede, alles, oor God sal glo, die waarheid. So hy herinner my aan dit wat Jesus geleer het, herinner my aan dit wat hy gesê het, aan alles wat die Here sê. Nou, die Heilige Gees herinner jou nie aan wat Moses gesê het nie, hy herinner jou aan dit wat Jesus gesê het. So, laat toe, dat die Heilige Gees hier binne in jou werk. Nou, ons gaan nou in 'n vakansietyd in 'n kersseisoen in. Dan het jy gedagtes, want elke Kersfees het jy dieselfde gedagtes. Elke Kersfees dieselfde ding. Maar kom op 'n plek en besluit dat ek anders te gaan doen. Nou, jy het beheer oor jou gedagtes. Maar ek dink, jy kan ook vir jou gesin sê, stop, dink anderste. Vir jou vrou, vir jou man, vir jou kinders, sê, dink anderste. Ons gaan nie so daaroor dink nie, ons dink anderste. Dis ons gedagtes. En jy besluit om anderste te dink en toe te laat dat die Heilige Gees jou help om jou denke te verander. Kom ek bid vir jou. Vader, dankie vir die jaar se boodskappe. Dankie dat U ons help. Dankie dat U net vir ons 'n ding sê nie, maar U help ons. En ek bid vir elkeen wat na my luister, dat U hulle help met hulle gedagtes, negatiewe gedagtes, depressiewe gedagtes, nie lus om op te staan nie, nie lus om te leef nie, maar dat hulle besef dat God met hulle is
en dat God se goedheid oor hulle is, dat U hulle liefhet. Dankie vir U goedheid en genade, en dankie dat U ons gedagtes verander. Heilige Gees, dankie dat U ons herinner, dankie dat U ons help, dankie dat U ons raadgewer is, en dankie vir U liefde in U naam. Amen. Dankie, jy is 'n great blessing.